dieselfde hier uit nie. Amen. Glo jy so? Net soos jy glo, so sal dit wees. Amen. As jy opgekom het en gesê, "Ai, jy kan die man nie klaarmaak nie," dan is jy by verkeerde bediening vanmôre. Amen. Maar as jy opgekom het en sê, "Die Here, ek verwag iets van die Here af vanmôre," gaan die Here jou begeertes gee. Amen. Ek wil vanmôre praat saam met u en broer Abraham het dit bevestig. Ek wil praat oor die begeerte. Amen. Kan ek maar preek vanmôre? Elke een van ons het begeertes. Die een begeer 'n kar, die een begeer 'n huis, die een begeer 'n vrou, die een begeer 'n man. En hier sê broer Abraham, hy het ook nou 'n vrou graag begeer. Amen. Hy sê vrou vanmôre, aanstaan komende verstaande vrou, as hy sê vanmôre. Amen. Elke een het 'n begeerte. Amen. Maar hoor gou hier, en ek gou iets sê. Die Bybel sê iets mooi, hy sê, maar verlustig jou. Verlustig jou in hom, in wie in die Here in. En dan wat sal hy gee? Dan sal hy gee die begeerte van jou hart. So jou hart het begeertes. So ek wil praat oor die begeertes. Ons hart het 'n begeerte. As ek net hier uit die skuld kan kom. Dat is een begeerte om uit de schuld te komen. Amen. Ik wil vanmorgen samen met jullie praten over die begeerte. Elke ene heeft een begeerte in zijn harten. Hij kan uit die omstandigheden uitstap zijn manier. Dat is een begeerte. Dat is een begeerte. Amen. Nou, ik wil iets in de Bijbel zeggen. Maar jij moet jou verlustig aan die Here aan. Zodat hij die begeertes kan vervul. So in ander woorde, hy kan hy begeertes wat hy het, kan hy vervul. Hy kan dit doen. Maar as jy jou nie gaan verlustig aan hom nie. Met ander woorde, maar pas hoe verlustig men. Luister, as hulle sê, dat is dienst, dan gaan jy dienst doen. Jy verlustig jou in die Here. As hulle sê, luister, want het is een open air daar. Nee, jy kan nie wag om my testimonie te gaan gee nie. Ek verlustig my in die Here in. Luister, wanneer jy verlustig in die Here in, en dan sê jy, luister, ek kyk nie meer rondom my nie. Die sister kan maar traag is in die ywer, die sister kan maar lei is, ek kyk nie op jou nie, my sister, ek is hier met een doel. Ek het gesê, laaste, ek het nie langs my vrou gekniel, toe ek die Here aanneem nie. Dis 'n persoonlike saak, amen? Ek praat oor jou begeerte. Amen, dankie Here. Ja, want ek het echt 'n begeerte. Ek het 'n begeerte om hemel toe te gaan. En as jy nie begeerte het om hemel toe te gaan, dan gaan jy hel toe. Ek het 'n begeerte dat daar siele gered moet word, uit die hel uit in die hemel gesit word. Amen. Dis my begeerte, dis my grootste begeerte. Dat mense uit die hel uit moet kom en in die hemel gesit moet word. Dis my begeerte. Maar weet jy wat sê die Bybel? Daar is nog goeders en dinge wat begeertes het. Die Bybel sê die sonne lê loer vir jou. Maar jy moet daaroor leef. Die sonne se begeerte is waar na toe? Is na my toe. Die sonne se begeerte, dat is die Hester toe. Luister, as ek haar net in die hande weer kan kry, en dan waar net weer kan slip na die bottel toe, as dit goed is. Is dit so, sister? Die son het 'n begeerte. Die son het 'n begeerte om op basis te slip. Hy het ook 'n begeerte. Nou ek praat oor jou begeerte. Die vyand het 'n manier, hy het 'n begeerte op vir jou, saam met hom. En nou, Satan het nie 'n jal wat hy gemaak het nie. Die jal is vir hom voorberei en die derde afvallige engele wat saam met hom weg is. Die jal is vir hulle voorberei, maar Satan sê vir homself, ons wil nie alleen brand nie, ons gaan sommer die mense, ons sommer saamvat. Ons vat vir hulle saam, dat hulle ook kan brand, want daar is ook 'n plek vir ons voorberei. Namelijk die eeuwige lewe, namelijk die hemel. Maar Satan sê vir homself, niemand, ek wil nie alleen gaan brand, man. Ek vat ze maar. Want Satan lyk iets van ons, maar ons wil hom nog dien. Hy lyk iets van ons. Luister, as hy vir my gekyk het, broer Abraham, dan sien hy die Here. En hy lyk nie die Here, want die Here het hom uitgeskop uit die hemel uit. Amen. Ek praat oor begeerte.
Maar jy moet jou verlustig in die Here in. Luister, jy kry mos mense wat hulle so verlustig in die kinderstories. Hoe jy wat sê jy nou? Hoe jy wat? En toe. Hy wil lustig hom. Sy begeerte is na kinderstories. Sy begeerte is na wyn. Sy begeerte is na al die dergelike dinge. Maar ek het ook 'n begeerte. Ek het 'n begeerte om die Here te sien van aangesig tot aangesig. Amen. Maar ek moet volhard tot die einde toe. Amen. Ek moet volhard tot die einde toe. Kom ek sê vir u, daar's 'n stingerige vroutjie. Sy het 'n begeerte om gesond te word. Sy bloei. Sy weet hoe om gezond te word. Sy bloei. En sy gaan op die strate van Jerusalem. En sy kriep. Dit is dan nog nie teerstrate nie. Maar sy kriep. Sy sê, as ek net aan sy swom, haar begeerte is, ek wil net aan die swom vat. Sy het ook 'n begeerte. En sy stiek haar handjie uit. Sy kan aan Petrus geraak, maar daar gebeur niks. Sy vat aan Jakobus, daar gebeur niks. Sy vat aan Mattheus, daar gebeur niks. Sy vat aan, miskien aan 11 disciples, of 12 gevat, maar daar gebeur niks. Maar sy sien 'n purperkleed. Sy steek haar handjie so uit, en sy vat aan hy kleed, en skielik stop nie ietsie binne. Sy het 'n begeerte om wat te maak? Om te gaan offer. Sy kan nie gaan offer met hierdie bloed aan haar nie. Sy is onrein. Maar sy het 'n begeerte. As ek net aan my kleed kan vat, as ek wil gaan offer. Hoeveel mense deesdae kom hier op die pulpit daar offer hulle, maar is onrein. Hoeveel mense staan op, getuig die Here is goed, maar sy gebreklike offer is, die persoon is onrein. Maar sy kan nie gaan offer nie, want sy is nog onrein. Maar ek sê vir u, sy sê vir haarself, ek het 'n begeerte. Ek het 'n begeerte om gesond te word. As ek gesond is, dan gaan ek 'n gesonde offer aan die Here offer. Amen. Dan gaan ek aan die Here 'n gesonde offer. Amen. Maar wat maak sy? En sy begin haar te verlustig hier tussen die mense deur. Sy verlustig haar as ek net by hom kan uitkom. Sy gaan deur die mense. Ek sien al haar hele movement. Die stofpad so op haar kuif. Dat sy waar nie van die stofie. Mense trap miskien op haar handjies. Maar sy is niks met die hande te doen nie. Sy een doel voor. Ek het 'n begeerte. Ek het 'n begeerte. As ek maar net aan sy swem kan vat. Ek het 'n begeerte. Ek het nie wat vanmôre is. Ons het 'n begeerte. As ons maar net aan sy swem kan vat. As baie swemme gewees, maar die is 'n spesifieke swem. Die is 'n geheiligde swem. Luister, Jesus se krag wat in sy klere glad. Die hoe hy heilig is. En sy steek haar hand so uit. En toe sy vat, toe voel sy stop iets. Toe stop die fontein. Ek sien so mooi. Sy sit miskien op die stoep op 'n Sondag of wanneer hulle Sabbat was. En daar kom haar vriendinne. Hulle het klaar hulle maandstonde gehad. En nou is hulle rein. Nou kan hulle die priester gaan vuise. Maar sy kan nie, want sy is nog onrein. En sy ken haar plek. Sy gee nie voor dat sy rein is om net nou gaan offer nie. Nie om te kry met sy persone wat voorgee. Nee, sy gee nie voor nie. Sy weet sy is onrein. Sy weet sy is vuil. Sy weet sy kan nie so voor die Here gaan offer nie. Maar sy sê vir haarself, halleluja. Hulle praat so allemaal van die naam, Jesus. Ek wil ook graag in kontak kom met hierdie naam. Ek sê toe sy vat aan die naam, toe gebeur wonderwerke. Ek praat vanmôre oor jou begeerte. Hierdie vroukie het 'n begeerte gehad. Halleluja. Abraham, as sy op die pad afgestap het, was hy so, en kyk sy so, as sy begeerte, as ek net die mannetjie kan kry eendag. Sy het ook 'n begeerte gehad. Nie net nie, het werk met al kante aan. Ja,
Sy het ook 'n begeerte gehad. Luister, en dan luister, as broer Abraham haar gesien het, en Abraham kan nou 'n pyn of iets gehad het, luister, hy loop reg op. Liefde maak dat jy sterk is, man. Sy, hy kan me nou nie so gaan haat nie. Sy gaat net so kyk nie, wat? Jy wil nog op beskip sy met jou nie. Sy politiek en die oudje nog. Maar sy het ook 'n begeerte en hy het ook 'n begeerte. Hoe kan 'n man wat oor die 70 is nie begeerte het nie? Enige een het 'n begeerte. En hang af wat 'n begeerte is. Amen. Sommige mense het 'n begeerte vir klomp gejag. Sommige het 'n begeerte om my aan die dood te gaan maak. Is 'n begeerte. As ek net hy persoon in die hande kan kry, is 'n begeerte om my persoon seer te gaan maak. Ons almal het 'n begeerte. En luister, Satan maak het nou so maklik. Hy gebruik die TV, dan pause hy Savena. Dan het hy so 'n begeerte. Luister, hy Savena bottertjie, hy sweet in so af. Dan is hy 'n begeerte om net 'n bietjie te proe. Jy luister, hy druppels is liewendag op hy bottel. Luister, hier het jy begeerte om net so 'n bietjie te drink. Op 'n warme dag. Jy het 'n begeerte. Luister, as jy miskien 'n fliek kyk en die ou, hy is mooi gebou, jy het 'n begeerte. Yes, ek kan net met hy persoon slaap nie. Dis 'n begeerte wat jy het. Ek praat oor jou begeerte vanmôre. Amen. Ek praat oor jou begeerte. Kom ons lees die skoolwoord. Ek glo aan die woord, want die woord bring die change. Amen. Nie Christen nie, die woord. Amen. Die woord van die Here kom in die boeke van Genesis, hoofstuk 3 vers 16. En dit lees as volg: aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na man sal jou begeerte wees. Na wie toe? Na man. Die Bybel sê na jou man sal jou begeerte wees. So 'n vrou het 'n begeerte na 'n man. Hulle wil so steek gesit. Hulle het 'n begeerte. Hy sê, in swangerskap, al hierdie goedes wat jou deel, dat sê, eendag, is ook 'n begeerte by jou, 'n vroukie. Dis 'n man. Jou begeerte is na jou, want ons gaan na die volgende woord toe. Amen, dan kom die woord van die Here in die boeke van Genesis, hoofstuk 4 vers 7. En dit lees as volg: Wat sê? Is daar nie verheffing? Verheffing praat van verhoging. Verheffing praat van, jy gaan meer kry. Verheffing praat van, jy sê nie onderlig, jy gaan nou uplift word. Amen. Kom en luister, wat sê die woord? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor jou deur. Waar lê? Voor jou deur. Die sonde lê voor jou hart se deur. Dan loer hy. Wanneer gaan die Hester nou weer oopmaak? Hy lê en loer. So suster, môreoggend hy deur oopmaak, as jy die van sonde, jy kan maar loer. Jy kan maar loer. Maar hier gaan jy nie inkom. Amen! Luister, as jy nie met hom gaan praat nie, dan gaan jy inkom. Die woord wat jy jou mond te stil. Jy sê om jy sonde, jy lief, jy gaan nie hier inkom nie. Nee, loer. Hy lê, en die mooiste van alles, as hy lê, dan is hy klaar onder. So hy kan getrap word. So onder jou voete kom. Hy moet nie oor jou heersie. Die Bybel sê net, die sonde moet nie oor jou heersie. Maar jy moet daar optrap. Trap die duiwel waar? En wat gaan die Here maak? Die Here gaan jou seën. As jy gaan seën wil wees, dan moet die duiwel op sy kop trap. Elke dag. Amen. Kom en luister wat sê die woord. Dan sê die woord verder: en sy begeerte is na jou. Satan, ek het jou vir sê, sonde, Satan het 'n begeerte na wie? Na jou. Sonde het 'n begeerte na ek en u. Om wat te maak? Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar hy sê, Jesus het ook gekom. Yes, amen.
Hy sê Jesus het ook gekom. Maar Jesus het weer gekom om jou lewe te gee. En nie net lewe tot môre toe nie. 'n ewige lewe. 'n lewe wat nooit ophou nie. Ek sien uit vir daai lewe. Amen. Ek sien uit vir daai lewe want is 'n belofte wat die Here gemaak het vir ons. Hy sê hy gee vir ons 'n ewige lewe en die mooiste van die ewige lewe wat hy vir ons gee. Halleluja. Hy sê ek gaan hom vir julle 'n plek gaan voorberei. Die sonne het 'n begeerte net soos ons. As ek net in Claudina se mond kan spring. Ja, die sonne het 'n begeerte om in Suster Claudina se mond te spring. Wil wen? Poef, kom iets vloekwoord uit. Ja, dan het Satan se begeerte vervul geword. So ek en u het ook wel 'n begeerte, maar om hy begeerte te vervul, moet ons verlustig in die Here en hy sal ons gee die begeerte van ons hart. Amen. Ons het 'n begeerte en ons begeerte sal die Here bevredig en die mens nie. Of hy gebruik die mens om dit vir ons te doen. Amen. Hulle die Engelse mense sê they call it destiny helpers. En mag die Here vir ek en julle destiny helpers op ons pad stuur. En sê, luister, gaan help vir Landia, man. Dat gaat moeilijk daar. Gaan help my die mense daar. Langzaam meer, pastor. Gaan help ons destiny helpers. Amen. Ek sê ek laas week gepreek. Aan ander kant praat ek oor somebody kerk aan ander kant praat ek oor jou redelike godsdienst. Ek en u het 'n redelike godsdienst wat ons moet nakom. Amen. En hy skop sommer af. Jy moet nie wees, jy moet kyk aan die wees en die wiede wees. Om te kyk aan broer Abraham terwyl hy nog nie getroud is nie. Om te kyk aan Suster Claudina. Die kerk moet, as die kerk se plig is, die pastor se plig is, die kerk se plig. Om te kyk en voorsien in hulle behoeftes. En terwyl ek het laas week bedien het, kom 'n ander godsman en hy sê vir my, pastor, ek sit met hierdie probleem. En ek het dit net so na gebedien. En wat het jy preek die ding, maar jy kom met die na nie. Jy moet dit kan toepas. Kom en luister na die woord. Dan sê die woord verder, maar jy moet daaroor heers. Wie moet daaroor heers? Jy moet daaroor heers. Moet ek voor Suster Hester se goed. Maar jy self, Suster Hester moet dan maar eie sonne heers. Heers beteken, ek speel baas vir jou sonne. Jy sonne, jy, ek kon sê nie vir my, ek is goed baas hier. Ek staan, ek sê vir jou, gaan weg. Nou, as jy weg gaat, die Bijbel sê, jy moet daaroor heers. Amen? Jy moet oor die sonne heers, nie die sonne oor jou nie. Satan heers aan ons so lekker oor die mense. Jy, gaat sy been toe. Jy, gaat sy ba. Jy, gaat sy hy aan die lekker in haar. Hoekom? Hy heers oor jou. Sy hoek nog, ja sonne. Hy heers oor jou. Satan heers oor jou. Hoekom doen sy wat hy vir jou sê? Want hy heers oor jou. Maar ek het 'n begeerte dat Satan nie oor my moet heers nie. Ek het 'n begeerte dat ek moet oor hom heers. As dit jou begeerte is, ek wil vir u sê, jy gaan in die skande kom. Jy gaan in die skande kom, dan gaat vir u, al sien die mense nie jou sonde raak op die aarde nie, iemand sien het raak, en die selfe persoon wat het raak sien, gaat vir jou sê, jou vervloekte, ek ken jou nie, gaan weg! Ook wat jy gaat sê, kom in my getrouwe diensknegt, hoe weinig was jy getrouw, maar oor vele sal ek jou aanstel, kom in die vreugde van jou Heer, amen! Wat 'n lieflike woorde sal dit wees, en sê, Christie kom in, maar as hy gesê het, Christie, ek ken jou nie, joh, die man het dan gepreek vir Santa Kraal, die man het gepreek Woester, die man het gepreek Dilbach, hier sê die Here nou vir die man, ek het jou nog nooit geken nie, joh, so as God hier binne, wat Satan geheers het oor my, wat julle nie gesien het nie, as hy, ek wil die woorde oor gaan weggee, ek wil die woorde oor, kom in, en ek lyk my, ek sien hy smile,
En ek so aankom en sê, Christie, kom in. Wat staan jy nog buite? Halleluja, dat stap ek daarin. Halleluja. Vrygekoop deur die bloed van Jesus. Amen. Wat net die Here wat dit kan doen. Amen. Dis net die Here wat dit kan doen. Vrygekoop met deur die bloed van Jesus. Ek word ingenooi want daar's bloed aan my. As daar nie bloed aan jou is, dan is jy nie vrygekoop nie. Amen. En jy kan nie ingaan nie. Vader, die Seun, die Heilige Gees, die mooiste van alles, ons moet gebaptiseerd word, ons moet gedoop word. Ons moet die Gees van die Here ontvang en ons moet vir Jesus ken. As ons hom nie ken nie, verlore is ons. Verlore. Ek het hom vir Jesus aangeneem as my persoonlike saligmaker. Kom ons lees wat sê die woord. Dan kom die woord van die Here in die boeke van Exodus, hoofstuk 15, vers 9. Wat sê? En dit lees as volg. Die vyand het gesê. Wat het hy gesê? Die vyand praat ook al nou. Wat sê hy? Ek sal agtervolg. Wat sal hy maak? Ek sal agtervolg. Met ander woorde, ek sal agter jou kom. Amen. Gister dit wat jou bekeer. Ek is agter jou. Ek sal jou agtervolg. Hy sê ek sal. Lorina, ek sal jou agtervolg. Ek kan maar net die Here lekker dien, ek sal jou agtervolg. Jy kom ons uit die gangster is my, ek sal jou agtervolg. En wat gaan die maak? Dan sê die woord van die Here verder. En inhou. Kom, wanneer gaan iemand jou inhou? Wanneer jy stil staan. Sister, moenie stil staan nie. Sister Jolandi, moenie laat aftrek van die bediening nie. Of in die wêreld nie. Move. Hy kan jou alleen inhou wanneer jy 'n storieetjie aanvloei. Ja, my suster, ja, met vriendin, hoe jene. Nou staan en sy praat nog iets, daar haal hy vir jou in. Want sy staan en nou presies aan, sy na ver getrek het al. Kom en luister gou. Dan sê die woord verder. En buite verdeel. My begeertes, ja, sal versadig word. Satan wil sy begeerte versadig deur vir ons te mislei, deur vir ons tot afvallig te maak. Dis Satan se doel, is sy begeerte. Hy sê hy wil dit versadig om ons in te haal. Hy wil ons inhaal. Buite verdeel. Hy wil dit inhaal, dan wil hy ons van kant maak. Dis Satan se goal. Maar hy lieg. Jesus sê ek het gekom om lewe te gee. He is the Lion of Judah and he break every chain. En halleluja, Satan gekom het. Daar kom die Here, want jy die Here aangeneem as jou warrior. Die Here is jou warrior. Wat dit sê Satan? Ek sal kom, ek sal inhaal. Hy sê gaan jou inhaal. Hy sê gaan jou van kant maak. Maar hy sê jou alleen, dan kom hy in. Israel staan, Egypte is agterna. Hulle wil hulle van kant maak. Maar die Here maak 'n way deur die Rooi See. Hy maak hom oop. Hy kom om jou van kant te maak. Maar die Here maak telke maal weg. Halleluja. Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak. Ek wil vanmôre iemand sê, luister. As die Here met jou gepraat het en jy het 'n begeerte vanmôre, wil ek hê dat jy sal kom en die begeerte, dat die Here die begeerte sal moet vervul. So wat is Satan so mooi? Hy sê en ek wil my versadig. So hy wil vir jou opeet. Sy begeerte is om jou op te eet, om jou klaar te maak. Dit is Satan se goal. So ek wil vir julle vra, wat 'n begeerte jy ook al het. Het jy geweet die Here het vir Salomo gevra, wat begeer jy? En toe wat sê Salomo? Toe sê Salomo, maar ek weet nie, om die volk in en uit te lei nie, Here. Geef my wysheid. En die Here sê vir hom, okay, jy het goed begeer my kind, ek gaan nie net wysheid gee nie man, ek gee omdat jy wysheid gevra. Hey, ek sê vir jy, wanneer jy van die Here iets gevra het, moenie dink, jy gaan dit net vra en kry nie, jy gaan getoets word.
En toe kom dat 2 hoere. Net na daai. En dat 2 hoere, dit is nog net die volgende dag. Nadat die Here nadat hy gesê sy begeerte is verwysing. Toe word het op die proef gestel, daar kom 2 hoere, die een het die kind doodgelee, en die ander een, en hulle aan toe kom, en die een sê, my kind, die ander sê, hy sê, luister, oké, bring een swaard. Nou, wat is die swaard? Die swaard is die woord. Die woord sal vir die lig wees op die pad, en die lamp vir die voete, en die woord gee vir Salomo wysheid. En Salomo sê, kom ons sny die kind deur. Ek gee vir jou die helfte van die lewendige kind. En toe sê die mama, ai, en mama sy hart skree uit. Halleluja. En weet jy wat 'n revelation kry daar uit? Mama praat van die kerk. Kind praat van die Heilige Gees. Moenie die Gees van die Here split nie. Moenie die Gees van die Here doodmaak nie. Moenie! En die ma spring in die ma sê nee, moenie die kind doodmaak nie. Gee liewer se maar die kind. Toe kyk Salomo met wysheid. Hoe sê hy nou so stil? Hy het dan nou so aangegaan. Die ene is 'n moederhart. Kom ons gee die kind terug. God wil vanoggend die Heilige Gees weer teruggee. Baie van die spanne hulle lê hulle kinders dood. Hulle gawes hulle die manifestasie daarvan. Hulle lê dood. Hulle sê hierdie vrou sê, ons het saam gebaar. Ons het saam dit inkeer gekom. Maar die ene het nie volgehou nie. Maar prys die Here vandag. Bring die swaard. Bring die woord. Die woord maak die verskil. Die woord gee vir jou krag. Amen. Amen. Prys die Here. Die waar is wees bemoedig met hierdie woord vanmôre. As daar iemand is wat 'n begeerte het vanmôre om weer sy kruis op te tel om te sê pastor, ek keer terug vanmôre.